Nou ek het wel net gou voordat ons, want ek wil vandag gesels oor soos die Vader, soos sy kinders. Nou, vir wie van hulle was dit 'n skok, en is lekker, ek glo altyd aan skokterapie. Amen. So, vir wie van u was dit 'n skok om te sê, daar kom nie nog 'n 1000-jarige vrederyk nie, Jesus is ons 1000-jarige vrederyk. Dit staan in die woord, ons het dit gelees nou die aand. Goed, die skrif sê, dan noem hy daai 1000-jarige vrederyk, en dan sê hy, dit is, nou ons het woensdag aand hierdie uitdrukking gehad, het ek het vir u verduidelik, dinsdag aand. Goed, die woord van die Here leer vir ons, daar is 'n eerste opstanding, en daar is 'n tweede opstanding, daar is 'n eerste dood en 'n tweede dood. Wat is die eerste opstanding? Wie van die, weet wat ons woensdag, help my gou Pieter, wat is ons eerste opstanding? Wedergeboorte, amen, dit is wat die woord ons leer. Goed, wat is die tweede opstanding? Die hiernamaals, die ewigheid. Goed, wat is die eerste dood? Die fisiese dood, amen. En wat is die tweede dood? Die ewige oordeel, mooi. Goed, en dan sê hy in Openbaring, kom ons, Openbaring 20, of ek lees dit nou gou net, en hy praat daar van die 1000-jarige vrederyk, en onthou, die skrif sê, toe Jesus gebore is, het die engel gekom en gesê, vrede op aarde, wanneer het begin? By Jesus se geboorte, vrede op aarde in die mens, sy welbehae. En dan sê hierdie skrif oor in Openbaring 20 oor die 1000-jarige vrederyk, verduidelik hy dit en hy sê ons sal as konings en priesters heers. En die skrif sê dit mos by herhaling, ons is konings en priesters vir die Here. Ons is dit. En daai dag is Jesus, he is the day of Jubilee. Amen. Want Lukas 4, kom ek herhaal dit gou, Jesaja 6:61. Hulle vra vir staan, die gees van die Here is op my, 1, 2, 3, omdat hy my gesalf het om die blye boodskap te verkondig, ensovoorts. En dan sê hy om die dag, wat se dag? Die dag van die welbehae, die engel sê, the year of, help my vrou, the year of Jubilee, die jubeljaar. Wat was die jubeljaar? Wie van julle weet, wat was die jubeljaar? Yes, die groot amnestie, ouens, elke 50ste jaar het daar 'n trompet geblaas in die ou bedeling, in die Ou Testament. En dan het daai trompet geblaas op die 50ste jaar. En wat het daai trompet aangekondig? Die jubeljaar. En wat moes gebeur het op die jubeljaar? Help my gou. Die gevangenes moes vrygelaat word. Almal se skuld moes afgeskryf word. Dit was 'n wet van God gewees. Sê saam met my, die jubeljaar. Jubeljaar. The year of Jubilee. Ja, julle klink bly. Hulle het alles, dit was alles, Kaufela, Wanskat, alles. En ouens, dis wat daai skrif sê, en dan sê hy, om die jaar van die Here aan te kondig, die jubeljaar, en toe, honderde jare later, sit Jesus, in Lukas 4, in die tempel, en hulle vra vir Jesus, lees vir ons iets, en Jesus maak oop, die boekrol van Jesaja 61, en hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die blye jaar van die Here aan te kondig, om die jubeljaar van die Here aan te kondig, en die volgende oomblik, maak Jesus die boekrol toe, en hy sit hom neer, en hy sê vir hulle die volgende, help my vrou, jy, Lukas 4, vers 17 tot 19, wat het Jesus daar gesê? Vandag, nie een dag nie, nie whenever nie, vandag, 2000 jaar terug, is hierdie woord in julle oë, voor julle oë vervul, en hy sê, I am the year of Jubilee, ek is die jubeljaar, daar kom nie nog feeste nie, halleluja, ek is die vervulling, ek is die jubeljaar, wow, en as ek die jubeljaar is, ek die dag van die Here is, ek die dag van die Here is, en jy in my is,
dan is jy binne my vrede. En dan sluit hy daai af in vers 5 en hy sê dit is, nou ouens, as ek wil die woorde gebruik wat professor Stephen Joubert die ander dag gebruik, en hy gesê ek glo eerder wat die Bybel sê. En die Bybel sê vir my, dit is, wat het opinies ons geleer, wat is die 1000-jarige vrederyk? Dis iets wat nog kom, stem jy saam? Het jy dit so gehoor? Maar wat sê die Bybel? Wat is? Was julle Woensdag aand hier? Wat is die 1000-jarige vrederyk? Hy sê dit daar, dit staan daar, Openbaring 20 vers 5, sê hy, dit is die eerste opstanding. Jou wedergeboorte. Dis beeldspraak. Dis nie 'n fisiese tyd nie, ouens. Verstaan julle my nou as ek in 'n ander taal praat, of het ek nou iets, want dit klink vir my, ek praat net so deur mekaar. My pa het my pa het van 'n geloof gepraat. Julle weet wat is 'n vlermuis in van 'n geloof? 'n mossy working night shift. Goed, okay. So, nou verstaan julle, as julle dit verstaan, as julle van ek al verstaan, sal julle verstaan, en soos ek nou die aand gesê het, dit maak vir my sin, want ek is nie geïndoktrineer met hierdie opinies, van dan gaan dit gebeur, en dan gaan dat gebeur, en nie. Amen. Nou as dit so is, dan sê hy in vers 6, wat ek nie dinsdag aand gesê het nie, vers 5 sê, wat is die 1000-jarige vrederyk? Hy sê, dit is jou wedergeboorte, dit staan daar, loop lees dit met jou eie oë. Moenie YouTube video's kyk wat vir jou sê wat dit anders is nie. Die woord sê dit is jou eerste opstanding. En dan sê hy die volgende, hy sê in vers 6 sê hy, en die tweede dood, die hel of die ewige oordeel het geen vat op die wat in die 1000-jarige vrederyk is nie. Openbaring 20 vers 1 tot 6. Goed, ek het dit nie dinsdag aand gesê nie. Goed, so met ander woorde, die Johannes 5 vers 24 sê, die kind van God kom nie in die oordeel nie, maar het reeds oorgegaan uit die oordeel, uit die dood in die lewe. Die ewige oordeel is net vir die sondaars. En ouens nog 'n skok en sê, daar's nie een skrif in die ganse Bybel wat sê dat 'n kind van die Here gaan geoordeel word nie. Ons gaan geoordeel word volgens ons werke, ja, maar nie, ons kom nie voor die groot wit troon oordeel nie. Dit is vir die sondaars. Is dit lekker om te hoor, ouens? Is dit nie bevrydend nie, ouens? Dat ons is, 1 Tessalonisense 5, 1 Tessalonisense 4 praat van ons kom Jesus tegemoet in die lig, en dan sê hy vers 5, ons is nie bestem vir die oordeel nie, maar vir die troon. Halleluja. Maar nou, ouens, toe het Isabel nou die dag gevra, en sy het sulke mooi vrae gevra. Dis nou, ons glo net aan 'n eerste koms en 'n tweede koms, nie 'n klomp goed is wat opgedis is tussenin nie. Maar nou, ouens, wat van intussen? Romeine 8 vers 29 sê dat Jesus is ons eersgeborene. Wie het baie kinders hier? Maar jy het, ek dink julle het die meeste 3 kinders. Isabel, maar kom nou nog, of is julle nou vir nou klaar? Goed. Hulle oudste seun se naam is Pieter. Sê gou vir my, Gert, almal, maar Karel, julle wat eerstehandse kennis het, wat is die want, okay, wat is sê Johannes 3 vers 16 vir ons? Want so lief het God die wêreld gehad dat hy wat gegee het? Sy enig gebore seun. Dit was voor die kruis en die opstanding. Na die opstanding is Jesus nie meer die enig gebore seun nie.
Karel hulle het eerstehandse ervaring, hulle enig gebore seun se naam is Pieter. Maar toe kom Michiel en toe is Pieter nie meer die enig gebore seun nie, maar toe is hy die eerste gebore. Nou Romeine 8 vers 29 sê Jesus is nou, het jy hom daar Johan? Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook te verordeneer om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sodat hy ons genoem kan word broeders van die eerstgeborene. The firstborn. Jesus, geliefdes, is nie meer die enig gebore seun van God nie, hy is die eerstgeborene onder baie broeders, sê die Engels. Wat beteken we are his fellow brethren? Wat beteken ons is die in hierdie dae wat die Vader openbaar. Want Johannes, nou quoteer ek net skrifte, Johannes 14 vers 9 sit Filippus by Jesus en hy vra vir Jesus die volgende woorde: Here, toon ons, help my gou, julle moet dit ken, toon ons die Vader. En wat antwoord Jesus vir Filippus? Filippus, ek is al so lank. Tannie, ja, ek sê julle moes Woensdag aand kom leer by Tannie, kry die woord. Pieter, hier's 'n voorbeeld van iemand wat die woord in haar As julle my glo, dan het julle die Vader gesien. As julle in my glo en as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Geliefdes, voor of by die eerste koms is die Vader geopenbaar deur sy seun. In hierdie dae word die Vader geopenbaar deur sy seuns. Sê gou saam met my amen, al glo dit nie. Nee, ek joke nie. Ouens, ek bid dat daar, met ander woorde, die eerste koms word die Vader geopenbaar deur sy seun. Nou ouens, as Jesus vir ons sê, as Jesus vir Filippus sê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien, ontstaan die vraag, as die wêreld ons sien, sien hulle ook die Vader, met 'n vraagteken. Want dit is God se hart. Ouens, het u geweet, ons speel nie met datums nie, want hoekom nie? Want 1 Petrus sê vir ons, hier sit die kalender. Ons kan die wederkoms van Jesus verhaas of vertraag. Dit staan in die Bybel. So hier die toestand van die kerk is die kalender, is die barometer vir die openbaarmaking van Jesus. Sê gou saam my, sjoe, het staan dit in die Bybel, loop lees dit maar net daar. 1 Petrus 3 vers 12 as ek reg is. Ek gaan dit nou, dit is nie op my notas nie, maar kom ek kyk dit net gou. Hy sê daar ons wat sy wederkoms verhaas. Is 2 Petrus. Goed, dit staan aan die regterkant. 3 vers 12. 2 Petrus 3 vers 12. Goed. Dit staan aan die regterkant op my blad, op my Bybel. Nou goed, ouens. Nou kom ons blaai, of ek gaan dit sommer net lees. Is dit reg as ek sommer net gesels vanoggend uit my hart uit? Lukas 6. Nou Lukas 6 is 'n klompie, is 'n gesels van Jesus is, en Jesus sê vir sy disippels die volgende: as hulle op die linkerhand wang slaan, draai die regterwang en is alles daai your death to self. Amen. Dis daai rowwe goed is wat die Here sê. As iemand die eerste myl van jou afdoen en dan sê hy gee sonder om terug te verwag ensovoorts. As iemand jou vloek, seën hom en alles. Jo, dis al 'n tough call, né? Wat die Here van ons verwag. Maar ons gaan dit nou lees. Want ek wil hê iemand moet net vir my, is daar nog iemand, Johan, jy's altyd vinnig, net vir my daar bly na daai gedeelte van die 1000 jaar dan in Openbaring 20. As jy dit net buiterhand gou kan hou asseblief. Nou ouens, dan in vers 35 van Lukas 4, onthou my tema is soos die Vader, soos sy seuns. Hy sê, as julle dit doen, sal julle seuns word,
Nou die ou vertaling sê, you will become children of God, julle sal kinders word, wat nie die korrekte vertaling is nie. Die korrekte vertaling is seuns. Nou, ander week het ek bedien oor kinders, jong manne en vaders. Onthou jy dit? En gesê, kindertjies in die Here, 1 Johannes 2 vers 12 tot 14, kindertjies in die Here is net geworried om hemel toe te gaan. Jong manne het die bose oorwin, hulle het momentum en hulle het gegroei. Ons laasweekse boodskap, ons bly nie by die begin van die prediking nie, maar ons groei. En dan later kry ons vaders in die liggaam. Nou as ons dan sê, ons groei van kind na seunskap, wie van julle sê, wil saam met my stem, ons word nie kinders van God deur ons werke nie. Stem nie saam, ons word gered deur geloof en iemand het dit nou, ek dink Pieter het gebid, ons word gered deur genade. Skrif sê, uit genade is julle gered en nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Nou goed, so as Jesus dan daar sê, in die ou vertaling vir ons sê, doen hierdie goeie werke, dat julle kinders van God kan word, kan ons mos vir onsself sê, daar is iets meer as net, dit maak nie van my 'n kind van God, om my lewe neer te lê nie. Dis 'n uitvloeisel. Nou wat hy daar sê is, die Engels sê, you will become sons, you will become mature, you will reveal the Father, en dan sê hy, soos die Vader is, so is julle. Sê gou saam met my, soos die Vader is, so is ons. 1, 2, yes. Soos die Vader is, so is ons. Hoe lyk die Vader? Die Vader lê sy lewe af. Amen. Die Vader lê sy lewe af vir sy kinders. Amen. Nou ouens, as die Vader sy lewe af lê, dis die eienskappe van die Vader in sy seuns. Dis die eienskappe van die Vader in sy seuns en in sy dogters om sy lewe vir mense af te lê. Nou ouens, dis 'n bitter moeilike ding hierdie. Ek gaan net skiep daar, Handelinge 1 vers 8. Wie van julle weet wat sê Handelinge 1 vers 8? Ek gaan dit begin en dan gaan meeste van julle dit klaarmaak. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Ouens, wie van julle wil 'n wille raaiskoot vat? Wat is die Griekse woord vir daai woordjie getuienis? En as u dit nou verstaan vandag, onthou Jesus sit met die disippels en hy sê, en ek skiep baie dinge nou vandag, maar Jesus het hoeveel keer, ons kan die notas sit, maar Matteus 9 vers 13, Matteus 12 vers 7 en 12, Handelinge 10 vers 38 sê Jesus, gaan leer wat beteken barmhartigheid. Gaan leer dit. Dis nie 'n ding wat van self kom, jy gaan leer dit. En Jesus sê, kom na my toe en leer van my. Wat is barmhartigheid? Ouens, Jesus se opdrag aan ons is nie ten eerste om te kyk hoe goeie liedjies ons kan sing, of hoe goeie dienste kan ons hou nie. Jesus se eerste opdrag is, gaan leer wat is omgee. Want dit is die Vader se hart. Nou Don Francisco het 'n mooi liedjie gesing, hy begin so, hy sê, I don't care how steep your steeple is, en hy sing al hierdie liedjies, en al hierdie goedes, en hy sê, dit raak my nie, if your sacrifice of praise is loud enough to raise the dead. The thing I want to ask you is, do you love your wife and your children and the poor and the needy? Het jy die verminktes lief? Gaan jy uit om hulle lief te hê wat nie geliefd is deur die wêreld nie? Gaan leer wat dit is om barmhartigheid. Dis die openbaring van die Vader in hierdie dae. Amen. Nou ouens, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Maar onthou, dit is vertaal met 'n rede as getuies, maar die Griekse woord daarvoor is die Griekse woordjie marturion. Marturion. Nou hoor, wat hoor u?
'n martelaar. Ons almal is bekend onlangs met die gebede van Charlie Kirk en hy word genoem 'n martelaar vir Christus. Nou ouens, 'n martelaar is iemand wat bereid is om gemartel te word. Dat jy so dood is vir jouself, jou getuienis vir Jesus. Jesus het gesê, as iemand my liefhet, moet hy elke dag wat doen? Sy kruis opneem. Nou ouens, kom ek sluit amper af. Nee, maar ek wil nie gaan nie nog lank wees nie, want ek wil hê ons moet sommer net vandag voor die Here kom en 'n besluit, vir die Here vra, Here kom werk, 'n diep werk in ons. Amen. Want ek quoteer ook net vir een Matteus 12. Het die Fariseërs aangegaan en hulle het nie so seer 'n probleem gehad nie, maar die oomblik in vers 22 tot 24, die oomblik toe die mense sê, toe hulle hoor die mense sê, dalk is Jesus die seun van Dawid. Die skrif sê, toe het hulle kwaad geword. Ouens, die wêreld het 'n probleem as Jesus geopenbaar word. Hoekom is Charlie Kirk 'n martelaar gewees? Hoekom is Charlie Kirk doodgeskiet? Hy het die onderwêreld omgekrap, stem jy saam? Sy teaching en dit waarvoor hy gestaan het, het nie afgegaan, was nie aan vir die leftism of whatever jy dit nou al kan sê nie. Maak het, die liberale nie, hulle kon dit nie vat nie. Toe Jesus in Charlie Kirk geopenbaar is, Charlie Kirk was 'n martelaar. En ek sê nou nie hierso dat jy almal gaan nou doodgeskiet word nie. Maar 'n geliefdes, soos die Vader, soos sy seuns. Nou, Johan, wil jy nie gou sommer hier kom staan en lees jy net gou vir ons daai Openbaring 20 asseblief. Nou hoor nou gou net, ek wil vir 'n ding sê, ek bid in Jesus naam dat 'n ding oopgaan vir u vandag. Onthou, wat is die woordjie martelare in die Grieks is marturion, die getuienis is, as die Heilige Gees oor jou kom, sal jy so oorweldig wees, dit maak nie saak wat die gevolg is nie, jy sal Jesus preek, even though you will be a martyr. Nou goed, lees net vir ons daai gedeelte weer, asseblief, Openbaring 20, eintlik vers 4. Vers 4. Okay, 4, 5 en 6. And then I saw thrones, and sitting on them were those to whom judgment, that is the authority to act as judges, was given. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony of Jesus and because of the word of God, and those who had refused to worship the beast of his image, and had not accepted this mark on their forehead and on their hand, and they came to life and reigned with Christ for 1,000 years. The rest of the dead, the non-believers, did not come to life again until the 1,000 years were completed. This is the first resurrection. Blessed, happy, prosperous. To be admired and holy is the person who takes part in the first resurrection. Over this, the second death, which is eternal separation from God, the lake of fire, has no power of authority, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with him 1,000 years. Amen. Baie dankie. Nou goed, wat het Johanne vir ons gelees? Dankie Johan. Hy het gelees en ek sê net weer, hy het gesê daar so die tweede dood, hy praat van the lake of fire wat ons ken as die hel. Hy sê geseënd is die wat in die eerste opstanding is, jou wedergeboorte, want die tweede dood het oor hulle nie heerskappy nie.
Maar net voor dit in vers 4, maak hy 'n stelling en hy sê, hoe lyk hierdie martelare? Hulle is onthoof. Nou wat 'n shocker. Hulle is onthoof. Wie van julle wil 'n groot raaiskoot vat? Wat staan in Galasiërs 2 vers 20? Nou, net voordat ek vir julle sê wat staan in Galasiërs 2 vers 20, Rick Joyner, nou ouens, as julle die grootsheid hiervan net kan grasp, wat ek vandag vir u probeer oordra. Maar picture hierdie visioen, wat Rick Joyner gehad het, in 'n verrukking van sinne, wat so powerful was, en jy kan dit lees in die eerste boek van The Final Quest. Maar ons kan later daaroor, maar hy het hierdie beeld van die regverdiges, die heiliges wat in die groot war is, in die groot end time battle is. En hy sê, die vyand, daar's 'n berg, en hierdie berg het laag, en hulle klim, en die Here sê vir hom, klim. En dan is, maar daar uit die laagte kom die duiwel se magte en hulle het pyle. En hy sê hulle kan skiet en dan tref hulle die gelowiges se rug. En elke nou en dan val, soos wat die gelowiges die berg klim, dan skiet die pyle en dan val die gelowiges af. Maar dan is 'n paar van hulle wat oorleef en dan klim hulle nog op. En dan sê die Here vir hulle, klim na die volgende. En dan is alles op elke level staan 'n naam. En daai naam is oorwinnings wat die woord van die Here ons gee. Maar dan klim hulle en elke vlak as hulle hoër gegroei het, hoër geklim het, kan die pyle van die bose al hoe minder by hulle uitkom. Maar dit kan nog uitkom. En dan sê die Here vir hom, klim nog, en dan sê hy, is daar nog 'n level? En dan sê die Here ja. En toe sien hy 'n stunning and amazing level. Die hoogste level, en hy sien gelowiges bitter min gelowiges wat daai vlak bereik. En hy sien toe hulle op daai vlak kom, net onder dit is die laaste pyle wat die bose kan tref. Hier vanaf op kan die pyle van die duiwel nie meer tref nie. En wie van julle weet wat staan op daai level? Galasiërs 2 vers 20. Het jy hom, Jolien? Lees gou vir ons wat staan. Onthou, wat was die visioen wat Johannes gesien het? Hy sê hy het die onthoofdes gesien, en op hulle kan die merk van die dier nie vat kry nie. Hoekom nie? Hulle is onthoof. As hy nie 'n hoof het nie, hoe kan jy 'n merk op sy hoof sit? Maar hoekom sê hy dit? Wat is hierdie level? Luister gou mooi. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Yes. Ouens, omvat dit nie alles vandag wat die martelare betref nie. Ek leef nie meer nie. As jy onthoof is, leef jy nie meer nie. Jy het 'n nuwe hoof gekry. Die woord van God sê Christus het nou my hoof geword. Wow, mal 1000. Ouens, ek leef nie meer nie. Dis die enigste plek waar die pyle van die bose jou niks meer kan doen nie, is as jy op 'n level gekom het in jou lewe, 'n plek in jou lewe gekom het, waar ek nie meer leef nie, waar ek sê, I'm totally a martyr for Christ. It's no longer, is nie meer ek wat leef nie, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Vir wie is dit amazing, ouens, om vandag dit te besef? Dis wat die beeldspraak beteken van Openbaring 20.
dat as ons in Christus is, het ons nie net 'n vrede nie, maar ouens, ek wil gou 'n laaste voorbeeld maak. Wie van julle is 'n goeie Christen? Julle kan nou gou be. Wie van julle sou sê hier, wat iemand wat hier sit, is die mooiste Christen, of die beste Christen, die grootste Christen? Ok, ek gee my... Nou Tannie Hanna, kom staan gou hier voor by ons. Tannie is genomineerd. Nou goed, Tannie Hanna, kom staan hier. Nou staan hier vandag, kyk vir die mense. Goed, wie van julle... Ok, Karel, jy het jou ma se lewe gesien, so kom kyk gou vir jou ma hier. Jy kan vir jou ma hier kom kyk. Kom staan gou hier, maar jy wil nou kyk, jy regtig kyk. Het u geweet die Bybel sê, as hoe gaan God ons uitken eendag in die hemel? Wat gaan maak dat ons toegang? Dis nou sommer net straightforward gesê. Dink gewoon die Pasga, die merk van die bloed. Goed, nou sê die skrif, ons het die merk van die lam op ons voorkoppe. Goed, nou Karel, kyk gou, bekyk gou jou ma. Baie plooie. Wat, sien jy merk? Ja, ek sien niks. Sê gou weer. Ek sien niks. Maar het sy die merk van die bloed? Ja. Maar jy sien dit dan nie. Is hier iemand wat kom, julle kan kom kyk, en ek kan julle beloof, dink jy Karel, as jy nou môre haverplate gaan vat, en 'n sonar gaan vat, en gaan hulle die merk van Jesus, of die merk van die bloed hier op hul voorkop gesien, imprint staan? Nee. Yes. Amen, Anita, want dankie Tannie, seën vir Tannie. Tannie is kosbaar. Hier is 'n bloedgewaste vrou wat duidelik die merk van die bloed het, maar haar eie seun sit gereeld by haar en hy kan dit nie sien nie. Waar kom mense daaraan dat jy 'n chip op jou voorkop gaan kry? Dit staan nêrens in die Bybel nie. Dit is jy het of die merk van die lam of die merk van die dier. Kan jy die merk van die dier sien? Hulle gaan jou nou so scan. Dan gaan hulle allerhande klomp twak sien. Wys my een skrif waar jy dit gelees. Dis 'n aanname wat ons nou die aand gesê het. Geliefdes, jy behoort of aan God of jy behoort aan die duiwel. So maklik soos dit, jy het of die merk van die dier of die merk van die lam. Ons kan dit nie sien nie, maar Anita het dit mooi beskryf. Sy is bloedgewas. Sê gou weer wat jy gesê het. Met haar wedergeboorte, vir die klank, is sy onder die bloed van Jesus gewas en daai merk is vir ewig op haar. Amen. En dit is die vrygekooptes van die lam. Die skrif sê ons het die merk van die bloed op ons voorkoppe. Kan jy, maak het vir u sin, ouens. Nou ouens, as u die merk van die bloed het, as u die merk van die lam op u voorkop het, beteken dit hy is jou hoof. My geestelike mentor, Pastoor Janie van Sail, het eendag dit so gesê, my mind has been replaced with the mind of Christ. Ek weet het skok dalk klomp denke en het krap so, maar dalk later val die penny dalk, of drop die penny dalk. Wanneer ons besef, ons het die merk van die lam op ons voorkoppe, so maklik soos dit. Nou, ouens, ons behoort nie meer aan die duiwel nie, ons behoort aan God. Ons is, hy sê dit daar, ons is die vrygekooptes. Maar ouens, as ons die vrygekooptes is, daar's 'n verskil tussen net straightforward 'n vrygekoopte, maar een wat 'n martelaar geword het. En sy hoofskap ontvang het, een wat by 'n punt gekom het wat hy sê, ek leef nie meer nie. Ek is by so 'n punt dat ek bereid is om my alles neer te lê vir hom. En dit is die openbaring van die Vader. Johannes die doper sê in Johannes 3 vers 30 sê hy, ek moet minder word en hy moet meer word. En jy kan altyd sien in die evangelies
hoeveel, kom ek sê Etienne en Jesus en Etienne, Jesus. Kan ek het weer sê gou jou eie naam. Johan en Jesus en Johan, Jesus. Dis die groei waar ons is. Om by daai punt te kom, om te sê, Here, doop my so, dat ek so dood vir myself sal wees, dat ek 'n martelaar, 'n marturion, julle sal my martelare wees, julle sal my getuies wees. Daar selfs in daai stamwoord, want nou marturion, die begrip van marturion het te doen met getuienis, met ander woorde, maar die beste beskrywing eintlik daarvoor is, julle sal my afdrukke wees, julle sal my duplikate wees. Soos die Vader lyk, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Hoe lyk die Vader? Full of compassion, slow to anger, rich in love. Amen. Nou, ek brand, maar kom ons, ek sê amen. Nou, ander dag gaan ek bedien oor die gelykenis van die meel en die koring, die meel, die vrou wat die 3 mate meel, want ek wou dit nou vandag gedeel het, maar dit gaan nou nie daarby uitkom nie, maar as die Here wil, gaan ons dit later, maar ek glo dit gaan jou bless. Daai gelykenis wat die Here Jesus gegee het, oor die 3 mate meel, 'n vrou wat 3 mate meel gevat het, maar kom ons stop daar. Amen. Wie van u wil vandag vir die Here sê, Here, ek wil groei van een level na 'n volgende, want ek besef, ja Here, al groei ek, soos daai visioen van klim die berg, so kom ek agter, die pile van die vyand kan my nog aftrek. Maar ek wil kom by daai punt, Here, wat ek kan sê, it's no longer I that live, but Christ that lives in me. En Here, ou Etienne het gepreek eendag oor sy parkie ervaring, en hoe ek so down was en alles, en nie van myself gehou het nie, die van julle wat dit nou nie ken nie, gaan kyk maar net die boodskap oor my parkie ervaring daar as student nog, en hoe ek daai aand op daai swing gesit het in die parkie, en kwaad was vir die Here, en Etienne so op die troon was, want ek was so geworried oor Etienne, en daai vrou wat een keer gesê het, ook, sy het van die ou wat vir haar gesê het, maar jy weet nie wat ek deurgaan, jy's nie deur wat ek deur is nie, die ou sê vir hom, was jy addicted tot pornografie? Sy sê, nee. Hy sê, sien, jy's nie deur wat ek is nie. Sy sê vir hom, het jy drugs gebruik? Nee. Sien jy's nie deur wat ek is nie. Het jy gesukkel om ontslae te raak van dit en van dat en dat? Nee, sê sy. Hy sê, hoe kan jy vir my sê, jy's deur meer addictions as wat ek die addictions gehad het? Sy sê vir hom, the greatest and the most difficult addiction you can ever take, wat jy ooit sukkel om van bevry te raak, is the addiction of loving myself. I was so caught up with myself. Ek kon nie in die spieël kyk nie. Ek het heeltyd issues gehad, en dis waar Etienne was, in die parkie. En daai aand, van daai middag af, ek weet nie of dit hier by 5 uur was nie, maar 12 uur daai aand, toe ek op my knie voor die Here, en ek huil voor die Here, en ek onthou nie daai aand, toe ek so vry, en ek onthou julle daai perkies, wat jy so in die parkie gesit het, en ek sit daar, maar jou trane loop, en ek sê vir die Here, Here, stuur my na die uiteindes van die aarde. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal my getuies wees tot in Judea, Samaria, of Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uiteindes van die aarde. Ek sê vir die Here, Here, stuur my na die uiteindes van die aarde. Nie geweet wat dit vir my wag nie. Maar, ek sê altyd, dis plus minus, 18 maande later, of dalk
2 jaar later, rofweg, kom bedien 'n profeet by die Agape gemeente in Bloemfontein. En hy roep my uit. En hy sê vir my, die Here sê vir my, ek moet vir jou sê, 'n tyd terug het jy vir die Here gesê, stuur my na die uiteindes van die aarde toe. Ek het jou gehoor. Ouens, wie van u wil vandag by daai punt kom om te sê, Here, ek los myself hierso. Die addiction, dit waar die vyand se pile my vandag nog kan tref. Want daar's baie grappies wat sê, tigtig die wat jy lief het, om terug te slaan, of dank die Here, ek het net 2 wange, en as hy my 'n 3de keer klap, dan klap ek terug. Daar's baie grappies rondom dit, maar ouens, wie van u wil vandag sê, Here, ek sukkel met myself. Ek sukkel met myself, en eintlik kan nou Etienne, en ek dink almal van ons, maar weer ons hande opsteek, en sê, Here, ek wil ook kan sê, ek wil onthoof wees. Ek wil leef as 'n martelaar. Ek wil leef as 'n onthoofde van die lam. Is daar nie dalk vandag die beste geleentheid vir ons om onthoof hier uit te stap? Onder die hoofskap van Christus. Dood vir onsself. Amen. Kan jy vir ons sommer net iets speel, en bid ons dit vir die Here. En eintlik vandag, wil jy nie vandag net weer sê, Here, ek lê my lewe neer. En ek weet, Here, u het gesê om ons daagliks ons kruis op te neem. Paulus sê, ek dink is in 1 Korintiërs 16, sê hy, ek sterf daagliks. Dis nie 'n eenmalige ding nie, Here. Dis elke dag om te sê, Here, ek kies vandag om my lewe neer te lê. Maar Here, ek kan dit nie uit myself doen nie, want u het gesê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang om my getuies, om my martyrium te wees. So ons wil maar net weer vandag terugval op die Heilige Gees. Ons wil terugval op die Heilige Gees. En ons wil net sê, Here, ons lê ons lewens neer. Yes, oh God. Yes, Lord, we surrender to you. Yes, Lord. Dankie vir u salwing in hierdie gebou vandag, Here. Ons is bewus van Jesus hier onder ons. Yes, Lord. Lê jou lewe neer. Dink aan die selfaanbidding, dink aan jou eie self. En Here, ek wil dit neerlê vandag. Om voluit vir u te wees. Here, ek wil hê, as iemand my gesien het, het hulle die Vader gesien. Yes, how great thou art. When Christ shall come, with shouts of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Kom ons sing het saam. Then sings my soul. Staan aan, bid ons die Here.
Sings my soul. Yes, we love you, Lord. Yes, ouens. Hoe kosbaar sal dit nie wees as ons vir ewig net kan sê how great thou art. Amen. Halleluja. Yes, Michiel, sê vir ons afsluit. Liewe Here, dankie dat ons vandag hier by U kan wees, Here, en die presence kan aanvoel, Here. Here, dankie dat ons alles van almal afgedryf het, Here, die goeders wat aan hulle toegespreek was, Here, dat ons dit afgeknip het, Here. Here, dat ons almal net kan skoonmaak, Here, in U grootheid en U almag, Here. En dat ons alles vir U kan gee, Here, ons lewens net vir U kan gee, Here. Want U is die beste, Here. U weet wat om met ons te doen, Here. En as iemand die toekoms weet, Here, gee dit vir hulle, Here. Gee dit vir U, Here. Gee ons lewens vir U, Here, want U weet die toekoms, Here. Here, U is God, nie almagtig, Here. En dankie vir alles wat U in ons lewens te doen het, Here, en wat U nog in ons lewens sal doen, Here. Here, vergeef ons sondes en ons tekortkominge, Here, en lei ons net nader na U toe, Here. Asseblief, liewe Heer. Amen.